So, Openbaring 21, die nuwe hemel en die nuwe aarde. Nou as 'n mens gaan kyk na die woord wat hier gebruik word vir nuwe, Grieks, dan kan dit ook vars of nuut of nog nie gebruik nie, etc., daai tipe van betekenis oordra. So mens kan sê 'n vars aarde. Nou, die nuut hier moet 'n mens nie misverstaan in die sin dat, en daar gee ek nou al klaar so 'n bietjie van my van dit waar ons gaan eindig weg, maar die nuut hierso beteken nie dat daar 'n nuwe aarde geskape word nie. Dat die aarde word nuut gemaak. OK. Ek lees van Openbaring vanaf 21 vanaf vers 1. En ek het 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde gesien, want die eerste hemel en die eerste aarde het verbygegaan en die see was daar nie meer nie. En ek, Johannes, het die heilige stad, die nuwe Jerusalem sien neerdal van God uit die hemel, toeberei soos 'n bruid wat vir haar man versier is. En ek het 'n groot stem uit die hemel hoor sê, kyk, die tabernakel van God is by die mense, en hy sal by hulle woon, en hulle sal sy volk wees, en God self sal by hulle wees as hulle God. En God sal al die trane van hulle oë afvee, en daar sal geen dood meer wees nie. Ook droefheid en geween en moeite sal daar nie meer wees nie, want die eerste dinge het verbygegaan. Ek gaan net tot daar lees. Kom ons bid saam. Ons Vader wat in die hemel is, baie dankie dat U ons weer hier by mekaar bring. Baie dankie vir U goedheid en U genade teenoor ons, dat ons mag weet dat U alles alreeds vooruit bestem het en dat U in beheer is van alle dinge, dat U 'n ewige raad het waarvolgens U optree, waarvolgens U alles bestuur, en dat ons ook nou in die wonderlike waarheid van U voorsienigheid hier op aarde mag lewe en mag uitsien na die dinge wat U vir ons beloof en wat U vir ons toeberei. Baie dankie dat U ons so belangrik ag dat U hierdie bemoeienis met ons maak, want ons is U skepsels en ons is met 'n doel geskape. Gee ook dat ons dit so sal besef en dat ons ook die tyd wat ons hier in die verganklikheid moet wees, dat ons ook sal vasbyt en sal doen wat ons moet doen tot eer van U naam, deur die krag van U Gees. Ons bid U die dinge in Christus naam alleen. Amen. Reg, so die hiernamaals, en julle wou praat oor dit, so nou moet julle praat. Waaroor wil julle praat? Is daar iemand wat vrae het? Is daar iemand wat onsekerhede het? Is daar spesifieke behoeftes, spesifieke vrae, spesifieke onsekerheid? Dit sal wat baie min oor vertel. Ja. Dit is die weet die mense eintlik. En jou verwagting dan op die ouend moet dan nie vir jouself gerig wees nie. Want ek dink dis die gevoel wat baie mense kry, maar eendag sal dit met ons beter gaan. Ja. Terwyl die verlanging moet wees dan ons gaan vir enigiets met ons skieper in die hemel eendag. Ja. En dan hoe gaan dit dan presies wees? Ek weet ons Okay. paradys oorspronklik geskape was en ons daarin dus gaan wees. Hoe gaan dit dan wees? Hallo Tannie. Sy. Welkom Tannie. Bly Tannie is hier. Ja, as sy by die tandarts was, dan sou dit goed gewees het as hy hier was vanoggend, want dan het sy mooi dinge nodig om aan te dink 'n bietjie. Hy sê maar. Ja. Ek wonder altyd as daar so iets soos 'n gereformeerde tandarts is of hy baie gewetensverhogings het as hy in die aand bed toe gaan. Ja. In elk geval ja, so daar's onbekendheid. En daar's volgens my is daar baie spesifieke rede vir hoekom daar die onbekendheid is met die hiernamaals. En dit is grootendeels omdat mense so min met die Ou Testament te doen wil hê. So jy kan nie die volledige prent kry as jy nie die buitelyn het wat die Ou Testament vir jou gee om die prent in te kleur, as ek dit nou baie plat kan stel.
En dis hoekom ek sê, die sluit ook baie mooi aan by die Pentateeg bespreking wat ons het, want dis kind of waar het gaan, die volk eindig in die beloofde land. Daar gebeur 'n klomp dinge, daar's goed wat fout gaan, daar's goed wat reggemaak word deur God, en dan op die einde van die dag eindig hulle in die beloofde land. En daai is die paradigma wat ons gebruik vir ons om die hiernamaals tot in 'n groot mate ook te kan verstaan. En dan waarheen gaan die herstel? Waarheen word ons herstel? Wel, daai oorspronklike waarheen vind ons dan ook weer eens in die begin van die skrif. Nou, goed, so dit is belangrike goed. Ons sal dit alles sal ons aanraak. Is daar nog enige iemand? Weet jy sê altyd, as mens hier baie swaar en op aarde, dan maak jy vir jou skatte bymekaar in die hemel. Dit is my woorde heeltemal reg nie. Maar dan kan 'n mens daaruit sê dat daar verskillende mate van heerlikheid, ervaring van heerlikheid in die hemel gaan wees. Ek weet Johan Meyer het jare terug het hy gesê, ons het almal die analogie van, ons het almal 'n glasie waarin ons heerlikheid is, en almal se glasies gaan oorloop van heerlikheid. Party gaan met klein glasies hê en ander gaan groot glasies hê. Ja, kyk, soos 'n analogie mag gaan, is hy gebroken. Ja. Die Bybel maak dit baie duidelik dat daar is verskillende vlakke van heerlikheid wat daar gaan wees, soos wat daar in die hel ook verskillende vlakke van swaar kry sal wees. Maar gaan dit saak maak, soos dat ons saak maak nou verstaan. Dit is actually waar dit gaan. Dit gaan nie saak maak nie, want jy gaan in die hemel wees. Maar die manier waarop dit gaan sin hê is weer eens tot eer van God. Hulle wat meer gaan hê, gaan God die eer gee daarvoor. Dat hulle begenadig was om meer diensbaar te wees in sy koninkryk, en hulle wat minder gaan hê, as mens dit so kan sê, gaan nog steeds aan hom eer gee, want hulle is daar. So dis nie 'n kompetisie nie, dis nie 'n vergelyking nie. Die fokus is baie meer op wat doen ons hier op aarde. Dis nie net noodwendig swaar kry nie. Dit is hoe staan jy in diens van God? Tot 'n hoë mate wend jy jou talente, jou gawes, jou tyd, jou energie, jou krag, jou verstand, alles wat jy het, tot 'n hoë mate wend jy dit aan in God se diens, in sy koninkryk, en dan mag 'n mens 'n tipe van siening hê, en ek sê dit baie plat, maar 'n tipe van investment strategy siening hê, dat dit is nogal ietsie waarvoor ons moet mik, is dat ons moet so hier op aarde lewe, dat ons sal kan sê, ek is besig om dinge in die hemel bymekaar te maak. Dit is 'n goeie mikpunt om te hê. Ek het nou weer 'n bietjie Calvin gelees. Ek dink ons is al baie ver verwyder van die absoluut baie praktiese manier waarop Calvin God se openbaring gesien het en die praktiese uitlewing daarvan. Dis baie verfrissend om te sien hoe prakties hy dink aan die waarheid van die skrif, en hoe lyk dit prakties in jou lewe. Ek dink ons het 'n bietjie moontlik apaties verwyder geword van die praktiese van die uitlewing van ons Christendom, en as Jesus vir ons sê, ons moet vir ons skatte in die hemel bymekaar maak, asseblief doen dit, en doen dit doelbewus. So dan moet ons gaan dink daaroor, hoe gaan ek lewe en hoe gaan ek doen om vir my skatte in die hemel bymekaar te maak. Maar dit gaan nie oor my nie, dit gaan oor God. Die eer gaan aan God, die diens wat ons verrig om dit te doen is vir God, is absoluut God gesentreerd, maar as jy kan letterlik al gaan 'n praktiese plan uitwerk, en dit is dalk nie 'n slegte idee om dit te doen nie, maar hoe gaan ek nou vir my skatte in die hemel bymekaar maak? Wat se talente en gawes het ek? Het ek al 'n lysie gemaak vir my talente en gawes? Het ek al gaan sit en dink oor wat se talente en gawes het ek? Hoe kan ek dit aanwend? Wat kan ek daarmee doen? Wat belemmer my om my talente en gawes aan te wend? Ons het al daar gepraat, hoe kan ek daai belemmering aanspreek? Ons kan ook nie net helpless victims wees van omstandighede en sê, wel, die kerk maak dit nou vir my onmoontlik om my talente en gawes te gebruik nie. Dan moet 'n mens werklik ook 'n poging aanwend om dit te doen. So ja, daar is dit wat ons hier op aarde doen, en die prentjie gaan later 'n bietjie voller word, maar ons optrede hier in ons lewe op aarde het 'n daadwerklike impak op die hiernamaals.
Dis nogal interessant om so daaraan te dink. Ons is baie keer geneig om te dink dat dat die hiernamaals is heeltemal los van en afgesny van ons lewe wat ons nou hierso het, van die wêreld waarop ons nou lewe en alles, maar ons sal later sien, dis baie nou aan mekaar verbind. En daar's verskeie redes hoekom ek dit sê, en dan is daar sekere dinge wat afgesny gaan wees. Daar's sekere dinge wat nie kontinuïteit gaan hê nie. Goed. So ons sal ook 'n bietjie daar praat, maar ek sal dit nou mooi intaai met hoekom ek dit sê. Goed, nog iemand? Ek wil nou net half die lay of the land kry. Mense altyd sê van, nee, ek gaan my geliefde in die hemel, daar gaan ek naartoe. Jy gaan toch met die Here toe. Ja. Dit hoor jy so baie, en mense sê, maar hulle gaan moes hulle geloof. Maar in die geloof sal ons seker mekaar sien, maar en herken, maar dit is nie jou hoofsaak. Dit is nie die hoofsaak nie. Dit is nie die hoofsaak nie, maar weer eens daar is ek vas oortuig gaan daar kontinuïteit wees. En dit is dan ook iets waarna ons mag uitsien. Ek en Caroline, goed, ek en my pa wat van die see hou het nou 'n bietjie probleme, want daar gaan nie meer 'n see wees nie. So ek maak 'n punt daarvan om nou te sien hoe mooi 'n rivier en 'n meer ook kan wees hier op aarde. Maar ek en Caroline sê altyd ons sien baie uit daarna om tee te drink in die hemel en te praat oor ons huwelik wat ons hier op aarde gehad het. Weer eens nie, hey, hier's jy nou en daar gaan 'n ander huwelik wees. Daar gaan 'n ander vorm van huwelik wees en dis die lam en sy kerk. Maar ek is vas oortuig daarvan en ek sal later die rede gee vir dit. Maar dat ek en my pa mekaar sal kan herken en dat ons 'n goeie onthou gaan hê van ons lewens wat ons hier op aarde gehad het. Dit is ietsie wat vir my baie belangrik is, dat ons net 'n bietjie daaroor begin dink. Dat weer eens, maar ek gaan nou sê hoekom sê ek dit. Okay, so weer eens is dit 'n perspektief kwessie. Ons troos is daarin eerstens dat ons van die sonde verlos is en dat ons herstel word en dat ons in die teenwoordigheid van God kan wees. Dit ons weer eens dieselfde as wat ek nou grappenderwys oor my oor die hond gesê het, waar lê ons fokus as 'n geliefde doodgaan of 'n geliefde kry swaar, is ons eerste hartseer eintlik waarop ons moet fokus is dat ons in die pleeg van die erfsonde in ons vader Adam skuldig is aan hierdie swaar kry. Dis ons skuld. Dis ons skuld. Maar dan is ons ook baie, dis nodig dat ons daarop fokus dat ons sê, maar God neem daardie skuld weg en daar's verlossing en daar gaan herstel wees. So weer eens is 'n kwessie van kontinuïteit. Wat gaan aan, wat stop, wat is jou perspektief, wat is belangrik? En dit lê baie sterk gesetel in basiese teologiese skrifbeginsels. Wat leer die skrif ons? So daar is weer eens 'n oppervlakkige manier van dink. Ongelukkig. Nog iemand? Ja. In 'n ander gemeente waar ek was daar het hulle geglo en nou moet jy dan die antwoord gee. Dat in die hemel gaan jy wees soos jy op die sterkste van jou lewe was. Ja. So julle gaan my nie herken nie want niemand het my gesien toe ek so oud was nie, né? En dat ook al jou gebreke in jou liggaam gaan weggeneem word. En daar het ek 'n bietjie 'n probleem, want dit kan tot eer van God gewees het. Nee? Jou gebreke, jou siekte, maar dit gaan nie meer 'n gebrek wees nie. So daai twee aspekte. Of soos jy sterf, gaan jy wees, hulle ken jou almal, of op jou jongste dat jy mooi en jy weet nog mooi meisie was en Met wat van ongebore babatjies, ek bedoel as hulle afhanklik, kan nie. Ja, so daar het ons nie baie duidelik klarigheid oor nie. Wat ons wel definitief kan sê is dat alles wat 'n volledige
dit wat hier op aarde jou teruggehou het daarvan om God, en ons gaan daarby kom ook, om God ten volle te dien, volgens die oorspronklike skepingsdoel van die mens, gaan verwyder word. So daar gaan geen belemmering wees in jou vermoë om God ten volle te dien nie. Ja, en dan sê hulle ook, hulle noem as jy die voorbeeld van Christus noem, wat die gat in sy hand het, en in sy sy het, dat dit net Christus was. Christus wat so sal wees. En die ander mense gaan almal. Ja. En hierdie dis baie relatiewe konsepte, né? So byvoorbeeld tussen my en pa, wie is die sterkste hierso? Jy. Nee. Hoe kyk 'n mens daarna? Fisies is ek dalk op hierdie punt miskien sterker. Okay? Geestelik jy waarskynlik glad nie. So hoe kyk 'n mens na sterk? Wat bedoel 'n mens met sterk? Wat bedoel jy met die vleur van jou lewe? Daar is nou nog samelewings in die wêreld waar jy eers op 70 jaar oud in aanmerking kom vir 'n leierskapsposisie. Want dan sê hulle, dan is jy gereed, maar dan is hulle ook baie gesond en sterk nog op daai ouderdom. Hulle lewe baie gesond en hulle is geneties sterk. So jy eers op 70 jaar oud, so tot op 70 jaar oud, mik jy daarvoor en werk jy daarna toe om 'n leierskapsposisie in te neem. Nou, in hulle tipe van verstaan van sake sal hulle sê, goed, so dan gaan almal in die hemel gaan 75 jaar oud wees. Want dit is die toppunt van die vleur van jou lewe, wanneer jy wys is, en wanneer jy sterk is, en wanneer jy invloed het en alles. Nou in ons geval sal ons sê, jy weet nou, ons is ongelukkig baie gefokus in ons kultuur op die fisiese, so dan sal ons sê miskien 'n 27-jarige man en 'n 22-jarige vrou. Okay, goed, maar dit is dan net op 'n fisiese vlak. So hoe meet ons die krag? Hoe meet ons die vleur van jou lewe? Hoe meet jy dit? So ons kan glad nie 'n prentjie gaan vorm as ons sou sê dat jy in die hemel, dat jy die Bybel verstaan dat jy in die hemel gaan verteenwoordig wees as in die vleur van jou lewe. Goed, wat is dit? Jy weet 'n baie goeie voorbeeld van dit is byvoorbeeld in populêre kulture is die ideal female body shape. Hoeveel keer het dit al verander en hoe verskil dit in kulture? Jy weet, wie sou nou gedink het dat ons in 2023 sien hoe vrouens tragiese probleme ervaar omdat die implants in hulle boude omdraai en bars, verstaan? Soos hoe groter hoe beter. Nee, verstaan, so daai tipe verstaan van body shape en ons is baie kultuurgebonde. So dis hoekom ek sê ek kies liewers die veilige pad en ek sê alles wat jou hier op aarde verhinder het om God ten volle te dien. En ons almal het dit. Gaan verwyder wees. Hoe dit gaan lyk, weet ons nie. Maar dat daar weer eens kontinuïteit gaan wees tussen ek was belemmer en ek is nou nie meer belemmer nie, en ek is vas oortuig daarvan dat daar kontinuïteit gaan wees, dat jy gaan weet wat jou belemmering was en hoe dit, dat jy in die hiernamaals 'n baie beter idee gaan hê van tot en hoe mate dit jou belemmer het. En dat die wegneem van daai belemmering en die feit dat daai belemmering nie meer daar is nie, dat dit jou tot baie vreugde gaan strek, dink ek, is ek oortuig daarvan, gaan definitief 'n realiteit wees. Dit gaan deel wees van hoe ons eer aan God gaan bring. En daar's weer eens ook uit dit wat ons gelees het 'n baie goeie rede hoekom ek dit sê. Miskien is dit 'n goeie voorbeeld in die Bybel. As jy melaats was, mocht jy nie by in die tempel kom. Ja. En as jy Christus sê dan vir hulle gaan na die tempel toe en wys aan die priester, dan mag jy weer ingaan. Ja, en dan sal blydskap, en dit is dan ook die skande van die klompie wat nie tempel toe gaan nie. Hulle fokus is dalk nou is ons gesond, ek is nou okay. Ek kan weer checkers toe gaan, verstaan? In plaas van dat hulle gaan soos, en die melaatsheid, onthou die melaatsheid soos wat ons het in die Pentateeg, ook in die wetgewing lees, is nie die melaatsheid as 'n biologiese siekte soos ons dit vandag ken nie. Dit is baie duideliker in die teks 'n tipe van affliction in Engels, iets wat God aan jou gedoen het,
soos wat hy aan Mirjam gedoen het, nou kan jy nie deel wees van die gemeente nie, jy kan nie deel wees van die kamp nie. Dit was 'n skande, dit was 'n hartseer ding, dit was nie 'n biologiese siekte as sulks nie. En ek is oortuig van dit was ook nie so gesien nie. Okay, is daar, yes. Ek weet dit is nou maar net my siening. Ek het die gevoel dat mense nie verder bekommerd wees as tot by jou sterf. Want eintlik die stukkie aan die ander kant is alles suggerering en afleidings en so. Ons weet dit gaan heerlik wees, die heerlikheid gaan groot wees, ons gaan gelukkig wees. Maar eintlik kan ons nie regtig presies bepaal uit die Bybel enigiets wat aan die ander kant kan gebeur. Ons kan afleidings maak en maar my gevoel is net die fokus van dit ook is dit gaan oor jou lewe eintlik hierna. Ons gaan oor jou lewe tot die dag tot jy sterf. Nie een van ons kan 'n prentjie hê of 'n gedagte hê of mens kan redeneer daaroor en dink daaroor, maar daar is nie regtig ergens feitelik iets wat vir ons regtig gaan sê wat wag daar aan die kant vir ons. Ek hoop om dit te verander. Ek hoop om daai te gee vir julle, ja. Ek wil hulle nie baie. Maar dan word gepraat van die boom van die lewe. Ja. En die vrugdraende Ja. boom, dit gaan ons eet. Daai dinge. Ons word almal geskape met talente en gawes. Daai wolkie met die hartjie doen dit nie vir my. Ja, dit moet 'n gitaar wees. Ja. Dis Soos hierdie Sieter vertaling, is foutief, dit moet gitare wees. En nog 'n ding jy het gesê, see gaan nie meer daar wees, maar ek het 'n nota hier in my wêreld gemaak, staan musiek van vrede. Die see verteenwoordig eintlik die wêreldmagte. Ja. As jy terug gaan na Openbaring 13 en 14, ja. Ja, dis daar gaan 'n see wees. Gelukkig vir ons, want die see is geskape. Ja. Dis ons almal en die Here het families gemaak. Hy het al klaar vir Adam en Eva gemaak voor die sondeval. Ja. En ons gaan mekaar herken, selfs Abraham. Verstaan jy? Dis Ja, ek's reg om in die tou te staan vir Moses. daar's 'n totale Ja. Niks ken. Ons gaan by dit kom, ja, Ons gaan 'n vernieuwde aarde kry. Ons kom daarby Die Tannie, Here ja. gaan nie die aarde Ja. nie doen. Ons kom daarby, maar ek moet net gou daar agter vir Tannie. Ek wil graag noem. As Jesus terugkom op die wolke, gaan ons gelyk wees aan hom. Ja. Ons gaan 'n verheerlikte liggaam hê, sonder vlek en rimpel. So ons gaan volmaak wees soos wat die Here besluit hoe ons gaan wees. En ons gaan mekaar herken, want die ryk man het vir Abraham herken en vir Lazarus herken. So ons gaan mekaar herken. Maar dit gaan in 'n volmaaktheid wees. Daar gaan nie gebreke wees nie, want ons is sonder vlek en rimpel. En as daar staan wees, ons gaan gelyk wees aan Jesus Christus. Verheerlikte liggaam herenig. Ja, en dis wat ek sê, alles wat skeiding gemaak het, alles wat jou belemmer het, gaan weg wees. Hoe dit gaan lyk presies, weet ons nie, Dit hoef ons nie te weet nie. maar daai belemmering gaan weg wees. Maar ek wil tog wel, as ek moet ly ten koste van die geloof, martelare, is dit nie vir hulle 'n eer om so verheerlikte liggaam te kry wat jy kan sien. Ek is 'n martelaar. Ek is wel anders sê is 144.000 is die martelare onder die. Maar jy wil weet, dit is tot eer van jou Ja, dat jy so lyk. ja, Maar dan gaan dit nie 'n pyn wees nie, die ander gaan nie na jou kyk asof jy 'n wrak is of wat ook al. Dis jou heerlikheid. ja. Dis soos ek sien. Ja, nee, en onthou ook, en dit is 'n belangrike ding wat ons ook, soos die skatte in die hemel, moet ons ook onthou dat ons, dit wat ons doen, wat tot eer van God is, gaan erkenning kry. Goeie en getroue dienskneg. God gaan ons eer. Dis nogal iets om aan te dink, né? As die skepper van hemel en aarde gaan aan ons eer betoon. En hy gaan aan ons eer betoon vir iets wat hy ons ten volle die krag gegee het om te kan doen. Sonder hom sou ons dit glad nie kon doen nie. En hy gee vir ons die krag om dit te kon doen, maar dan gee hy aan ons ook die erkenning. Hy sê goeie en getroue dienskneg. Dis nogal ietsie. Daar's ook baie dinge wat beskryf word in ten opsigte van die hiernamaals wat
wat 'n besonderse openbaring gee van hoe naby ons aan God gaan wees. Hier was 'n hand nog? Ja, ek het gewonder, 'n bietjie van 'n teenstrydigheid. In die hemel sal daar waarskynlik nie meer siekte wees. Nee. Maar in die Openbaring staan dat aan die weerskante van die rivier staan daar die boom van die lewe. Ja. En sy blare is tot genesing van die nasies nou. Ja. Dit is nou 'n bietjie van Ja. hoe werk dit? Waar is die siekte dan nou wel? Ja, ons sal by dit kom, as ek vergeet om by dit te kom, asseblief herinner my. Sien, ek het geweet julle gaan baie praat. Die saai dit, die trane agterhoek. Ja, ons kom ook by dit, ja. Ons kom by dit, en dis daai kontinuïteit. En de zee zal niet meer daar wees, die staat in de Bijbel, maar de Heer doet niet zijn werk teniet. Maar die zee zal daar wees, maar hij zal niet meer die stormen en die zee zal net mooi wees. Het ook mijn laatste oor gepreekt, want het is bij zijn schepping. Ek is baie bly julle sê vir my die see gaan En al. daai rivier is groot. Zal Hoor. daar wees. Word al groter. En die vruchten en die wat daar bloeit, ons nagaan teniet staan in de openbaring, maar het is niet dat ons moet eten, maar ons kan eten. Maar niet zoals hier moeders eten, anders gaan ons doen. Ja, En daar gaan ons wel eten en geniet van alles wat in paradijs komt terug. Adam en Eva hadden ook geëten. ja, En hulle moest ook werk, ja, bouw en het plan ja. en ja, wat er allemaal moest gedaan het. Dus het zal daar ook nieuwe hemel en nieuwe aarde ook wees. Ja. En En die ziel en die lichaam, dat is bij mij nog ons een keer gaan daarby kom. ook. Goed, so mense, Gees en siel. nee, sal dit. Sinoniem. Interessante stelling wat ek ook gehoor het wat jy ook aangee is ons sal nie meer bloed hê nie. Wat? Ja. Nou, kyk, nou raak dit te tegnies. Ja. Nee, want jou siel is in die bloed en is nie meer nodig nie. Ja, ek het nou nog nooit daaraan gedink nie. Maar goed, okay, so. Wat sê mense altyd as troos? Meestal, wat is die mees algemene ding wat mense vir iemand sal sê as troos wanneer iemand gesterf het? Jy is tog in die hemel. Okay. Dit is Jy mag God se ewige lig op jou inwandel. Goed, nou dit is wat Tannie sê, want Tannie het nou 'n bietjie meer teologie as die gemiddelde mens. So ek vra, wat sê die gemiddelde mens? Ek dink net aan salige lewe sonder. Dis in die hemel. Nou, okay, en nou en die hemel word gesien as die toppunt. So jy het nou hemel toe gegaan, so jy het nou gearriveer. Okay, so die hemel word gesien as die toppunt. That's kind of what we're aiming for. Ons gaan hemel toe en dan is dit great. Okay, maar die hemel is nie great nie. Wag nou. Okay, hoekom is die hemel nie great nie? Dis wonderlik om daar te wees, maar dit is nie die eindbestemming nie. Dis wat ek bedoel met die hemel is nie great nie, voordat ek nou in die moeilikheid kom. Ek wil baie graag daar wees, maar dis nie die eindbestemming nie. Hoekom nie? ons gaan verder leven. Dat is 'n ewigheid. Goed, maar die hemel gaan in ewigheid aan. Ons gaan daar mooi doen werk en In die hemel. In die hemel. In die hemel. Wat gebeur in die hemel? Wag nou, wat gebeur in die hemel? Voor die wederkoms. Dan word al die gelowiges Wat is fout in die hemel? Die liggaam is nog nie. Die liggaam is nog nie met die siel herenig nie. So die mens is nog nie weer wat hy oorspronklik bedoel was om te wees nie. So die hemel, soos wat ons daarvan praat, is 'n tussenfase. Okay, en onthou, ons gaan nie met hierdie in kronologie ingaan nie. Ek gaan nie wegraping en wat nie. Dis nie waar hierdie gaan nie. Dit gaan ons lelik sideline. So, en God sê dit ook so, daai tussentyd, tot en met die wederkoms, dis nie ideaal nie. En ons lees ook in Openbaring, dat die gelowiges wat daar is, besef ook, dis nie ideaal nie, want die martelare onder die troon sê, hoe lank nog? Hoe lank nog? En die skepping sê, hoe lank nog?
En alles sê, hoe lank nog? Wat moet nou gebeur hierso, want hierdie moet op 'n einde kom. Ons wil hier wees, maar ons wil nie hier wees nie. Soos wat ons hier op aarde sê, ons wil hier wees, maar ons wil nie hier wees nie. En ek dink, dit is waar die eerste probleem begin ontstaan. Is dat wanneer jy sterf, gaan jy hemel toe, okay, kry, dit is waar jy moet, dit is nie waar ons moet wees nie. Dit is nog 'n tussentyd, dit is 'n, en dink mooi daaraan, dat die hemel, soos wat ons so daaraan dink, is gebonde aan tyd. Daardie bedeling wat in die hemel afspeel, is tydgebonde. Want dit gaan op 'n einde kom. So ons dink altyd aan daardie bedeling tyd in die hemel, dink ons as die ewigheid. Dit is nie die ewigheid nie. Die oorwinnende kerk in die hemel is ook besig met 'n tydkronologiese voortbeweeg na die einde van tyd wat die wederkoms van Christus gaan wees. Hulle wag ook. Tyd speel ook daar af. Daar's nou nie horlosies en goeters nie. Dit werk anders. Maar ons moet baie mooi besef dat in terme daarvan praat ons nog nie van dit gaan ewig so wees nie. Dit is nie 'n ewige toestand nie. Okay, so die kerk, die oorwinnende kerk in die hemel en die strydende kerk op aarde is saam op dieselfde tyd op pad na Christus se wederkoms toe. En vir al twee is daar 'n tydsaspek wat daar gesê word, hoe lank nog, wanneer, ons sien uit. En op dieselfde manier sien Christus uit na die wederkoms en hy weet nie wanneer nie. Nou wanneer ons praat van wanneer, dan praat ons binne tyd. In ewigheid is daar nie, wanneer daar nie tyd is nie, is daar nie sprake van 'n wanneer nie. Goed, so dit is die eerste ding wat ons net 'n bietjie ons koppe moet regkry, net 'n perspektief moet kry, om te sê, ons geliefdes wat reeds in die hemel is soos ons in afwagting. Hulle is kerk saam met ons in afwagting. Hulle is in die hemel besig met daardie lofprysing aan God, wat ons van lees in Openbaring en elders, is hulle besig om God te loof as kerk in afwagting op die wederkoms, soos wat ons as kerk hier op aarde doen. Ons loop parallel. Ons verwagting is dieselfde, dit wat ons wil bereik is dieselfde, en ons tot in 'n groot mate, kan 'n mens sê as mens Openbaring ook gaan lees, ons erediensvorm tot in 'n groot mate is dieselfde. So, dit is iets om aan te dink, dat die geliefdes, wat jy afgestaan het aan die dood, is besig om kerk te hou in die hemel, en hulle wag saam met jou op die wederkoms. Okay, en dit is belangrik dat ons dit onthou. Skees? I don't know, ek weet nie. Want die hemel, onthou die hemel soos wat dit nou in 'n tydsbedeling is deel van die skepping. Wel, hulle is ongeduldig. Ja, hulle is ongeduldig. Wat sê die martelare onder die troon? Hoe lank nog? Wanneer? Nee, dit is nie. En dit is baie belangrik dat ons ook net mooi ons verstaan van negatief, positief en daai tipe van dinge mooi gaan sê, tot in 'n hoë mate dink ons in 'n westers filosofiese manier aan hierdie konsepte, en wat sê dit van die Bybel? God kan ook nie wag vir die weerkoms van Christus nie. Maar 1 dag is 1000 jaar, en 1000 jaar is 1 dag. Maar hy wil dit hê. Hy wag vir dit. Maar daar's dinge wat moet gebeur voor dan. Maar hy wil dit hê. Maar hy's geduldig. Maar hy wil dit hê. Verstaan? So dit is nie negatief nie. Dit is net, daar is iets beter as hierdie positief. Daar's iets beter, ons wil dit hê. Hulle is nie ongeduldig, hulle sê net hoe lang laat u dit toe dat die naam oneer kry. Maar wat sê hulle nog? Wat sê hulle nog? Wat as mense dit nou in ons terme sou kon sê selfsugtig klink? Nou, hoe lank voordat ons bloed gewreek word? Hulle het my seer gemaak terwille van u naam. Ja. Maak hulle seer. ja. Hoe lank voordat hulle gestraf gaan word? Hoe lang dat hulle nou? Ja, en dit gebeur in die hemel, né? En onder die troon van God. So naby soos jy kan kom aan God, is die
oorwinnende kerk, die martelare besig om te sê, gaan sort hulle uit, want hulle het ons seer gemaak asseblief. Hoe lank nog, voordat hulle wat ons doodgemaak het, terwille van die evangelie in die hel gegooi word? En dit is deel van die lofprysing, wat in die hemel plaasvind, tot eer van God. En dis wat ek sê, ons moet ons goalpost net 'n bietjie shift, dat ons gaan agterkom, dat ons as kerk, maak ons self skuldig aan baie moralistiese reg en verkeerd tipe van denke, waar die Bybel maak het baie duidelik, dan sê God vir hulle, wag net, ek gaan hulle uitsort, ek gaan hulle straf, want hulle het julle doodgemaak terwille van my naam. Hulle straf en hulle oordeel kom, wag net. En dan daai wag, hoekom is almal geduldig met daai wag? Wat is die groot prentjie? Want elke liewe een wat by die getal gevoeg word, is nog iemand wat herstel word. So dis baie maklik, ja, aan die een kant, ek as gelowige is soos, okay, ek wens die wederkoms kom nou. Ek dink aan die laaste skapie, né? Ja, exactly. So op my gefokus, en as ek kyk na die skepping, en as ek kyk na die wêreld, en dan sê ek, kom Here Jesus, kom gou, asseblief. Maar aan die ander kant sê ek, vat lank, sodat daar nog kan kom, en nog kan kom, en nog kan kom, en nog kan kom. So dis daai tweeledige verwagting wat ons het, daai tweeledige ding wat ons het. Goed, maar ek is nou, ek moet net bietjie by die lyn bly, dat ons net die lyn kry, en dan kan ons nou verder bietjie weer diskussie hê. Wat is dan op die einde van die dag beter as die hemel? Ja, die nuwe aarde. En? God met ons alom teenwoordig. Goed, maar wat is God met ons? Wat is God met ons? Eenheid. Wat is nodig vir God om met ons te wees? Om 'n eenheid met ons. Nee, dink net aan enige wêreldgeloof. Nee, dink aan enige wêreldgeloof. Wat is nodig vir 'n God om by mense te wees? 'n Tempel. Okay. Wat het ons geleer in Genesis? Op hierdie punt, Tannie dink te ver vooruit. Kom ons dink aan Genesis. Hoe het die tempel vorm geneem in Genesis? Aan die begin. Wandeling in die tuin. Okay? Die skepping is geskape as God se tempel. Die plek waar hy met die mens ontmoet. Dit is waarvoor God geskape het. Die hele wêreld word in die Bybel beskryf as 'n tempel. En dan lees mens op baie plekke dat God beskryf dat hy die fondamente van die aarde en die pilare van die aarde en die tent. Dit word soos gebou beskryf. Hoekom het God die heelal geskape? Dit is die plek waar hy met die mens ontmoet. Dis die plek waar hy met die mens wandel. Nou die wandeling wat ook daar in die tuin van Eden van gepraat word, die taal wat daar gebruik word, is 'n wandeling wat impliseer dat jy stap en gesels met iemand. En daai selfde woord word dan gebruik wanneer die teenwoordigheid van God in die tabernakel is. Wanneer hy in sy heerlikheid in die tabernakel ingaan, is daai selfde wandelwoord wat daarso gebruik word. Okay, en dieselfde dan het ons wanneer Jesus Christus kom, wat kom doen hy op aarde tussen die mense? Hy wandel hierso, hy's hier op aarde. Wat doen God nou as hy in ons woon? Orals waar ons voete gaan as gelowiges, gaan wie ook? Gaan God. Want hy's in ons, hy woon in ons. Dink 'n bietjie daaraan. En dan sien ons met die nuwe hemel, die nuwe aarde, wat gebeur? Wat daal neer op die aarde? Die hemel. Dit word hemel op aarde. So die aarde word herstel in dit waarvoor hy oorspronklik geskaap is. Hierdie aarde. Nie 'n ander aarde nie. Hy word nie vernietig, verbrand. Hy word nuut gemaak, skoongemaak, baie soos die vloedtaal. Hierdie aarde word gereinig deur vuur. Hierdie aarde word
vars gemaak, dis hoekom ek gesê het toe ons hier gelees het, die nuwe aarde, daai het ook 'n mate van varsheid, en dan daal die hemel op hierdie aarde neer en God woon in ons midde, en daar's niks wat skeiding maak nie. So dit wat oorspronklik in Genesis die doel was, word herstel. OK, nou, het julle al daaraan gedink, en het my nou getref met die voorbereiding vir die Genesis 1 tot 11 wat ek by Johannesburg gedoen het. Ek het altyd half die idee gehad dat wanneer God Adam en Eva uit die tuin uitjaag, en hy jaag hulle, soos dit daar staan, hy jaag hulle, is dit omdat hy kwaad is. En toe ek die teks mooi begin lees en mooi daaroor begin dink, toe besef ek hy jaag hulle daar uit want hy is lief vir hulle. Want hoe verskriklik sou dit gewees het as die in sonde gevalle, geestelik dooie, sterwende mens ewige lewe het. Dan was ons ewig in die hel. So, hulle moes weg van daai boom af, uit hierso. Ek moet eers 'n klomp dinge gaan doen, sodat julle weer van die boom van die lewe kan eet, en ewig kan lewe, sonder dat daar dood is, sonder dat daar belemmering is, sonder dat daar probleme is. En dit is waar die Ascension Psalms so mooi is. Ascension beteken om by iets op te gaan, soos Psalm 15, wie mag opgaan by die berg van die Here? Tuin van Eden was op 'n berg gewees, toe was daar gerubs en 'n swaard, en niemand kon weer ingaan om daar te wees nie. Adam en Eva natuurlik, onthou wat ek daai tyd gesê het, hulle wou daarin wees, want hulle weet wat hulle verloor het, maar wat moet gebeur vir jou om in te gaan? En dit is baie mooi, ek het nou gisteraand daar by ons, het ons Openbaring 14 gedoen, die lam en sy vrygekoop is op die berg Sion, en dis nou waar die famous 144.000 getal voorkom. Daar is maar net die volgetal van die kerk van alle eeue, dis niks anders as dit nie. Nou fokus almal op die 144.000, want dis nou 'n getal, daai ding spring nou uit in jou gesig, en hy sê vir jou 144.000, so mens kan dit maklik onthou. Okay, so wat sê jy vir 'n Jehovah getuie, by jou skoonouers se hek, as jy veronderstel is om op 'n Sondag met jou skoonouers te kuier? Jy sê, nou net 144.000 in die hemel wees. Nou, dan sê hulle vir jou, ja, dan sê jy, moet dan nie te hard probeer om my te bekeer nie, want net nou vat ek jou plek. Net nou vat ek jou plek. O, en dan lyk hulle nervous. Dan ewe skielik wil hulle wegskarrel, want dan dink hulle, o my aard. In elk geval, daai 144.000 is net die volheid van die kerk, die volledige getal. Maar wat is in Openbaring 15 die eintlike treffende ding? Ag, 14. En ek het gesien, en kyk, die lam staan op die berg Sion. Okay, so daar het jy nou Sion. Wat het gebeur met Sion oorspronklik? By die wet. Was die volk op die berg, of was hulle onder die berg met 'n heining tussen hulle en die berg? Daar was 'n heining. Het was gevaarlik om hulle daar te wees, lees nou in Openbaring. En saam met hom 144.000 met sy naam, en die naam van sy vader op hulle voorhoofde geskrywe. Iets het gebeur, sodat hierdie klompie, saam met die lam, bo op die berg Sion kan wees. Dit is wat jou in daai gedeelte moet tref. Wat het gebeur dat hierdie klomp op die berg kan wees, sonder dat hulle vernietig word? Hoe kan hulle in die teenwoordigheid van die lam wees? Hoe het hulle heilig, rein en skoon genoeg geword, dat hulle in die teenwoordigheid van God kan wees, bo op die heilige berg van God, sonder dat daar iets met hulle gebeur? Wat het verander? Kijk, en dit is eintlik wat die treffende van hierdie gedeelte is, en dan die res van die gedeelte verduidelik het baie mooi. Maar dit is dan die uiteindelike mikpunt, beter as die hemel, is hemel op aarde. En dis die tempel van God op aarde onder die mense. En dit is dan weer eens die sterk lyn wat deurloop tuin van Eden, dan word hulle uitgejaag. Dan is daar die tabernakel, dis waar die Pentateeg gaan, die groot versoendag, Levitikus 16, die eerste keer wat 'n mens weer kan ingaan deur die skeiding in die vorm van die hoëpriester, kan ingaan na die teenwoordigheid van God toe. Dis die eerste keer wat dit weer gebeur. God wat hier op aarde is, wat onder die mense woon, by die tempel, dan met Jesus,
nou met ons. God woon in ons. Ons is die tempel van God. En dan, met die wederkoms van Christus, dan is dit letterlik die tempel van God wat op 'n nuwe aarde kom. En dan kan ons saam met Christus leef en regeer. Dit beteken ons gaan besig wees. Nou as jy gaan lees Jesaja 60 en 66, dan sien jy daar is 'n beskrywing van Jerusalem, dat alle volke, nasies en tale stroom toe na Jerusalem toe, en hulle bring hulle geskenke. Wat moes Adam en Eva oorspronklik gedoen het? Moes hulle heeltyd in die tuin gebly het? Nee, as die sondeval nie gebeur het nie, dan sou hulle die hele, en onthou dat die tuin van Eden gee vir ons baie duidelik, daar is die allerheiligste, dit is dan bo op die berg waar God met die mens wandel, dan is daar die tuin van Eden, waar die bome en alles is, en dan daar buite was 'n tipe van 'n wildernis. Die skrif maak dit nogal duidelik, en daai wildernis moes deur die mens in sy kultuuropdrag verander word, dat dit die aarde in sy totaliteit basies 'n tempelstad tot eer van God sou wees. Ja, en wat se vorm sou dit gevat het? Dit op die einde van die dag, en hoe meer ek daaraan dink, baie mense sê dan op die einde van die dag, as die mens gehoorsaam was, dan sou hy na God in die hemel toe gegaan het. Maar ek is al hoe meer oortuig daarvan, dit sou andersom gewees het, wanneer die mens dan sy kultuuropdrag in volkome gehoorsaamheid vervul het, dan sou God neergedaal het na die aarde toe. Dit wat ons in Openbaring lees. Dat die mens die aarde voorberei vir God om ten volle daar teenwoordig te kan wees. Dis groot, né? En dis belangrik dat ons al hoe meer net weer eens begin besef, God ag die mens hoog. Ons gereformeerdes, ons hou daarvan om onsself in die grond in te stamp, en ons dink dis hoe God ons sien. God ag ons hoog. Ons is belangrik genoeg om vir God 'n plek voor te berei, dat hy onder ons kan woon. Maar wie doen dit nou? Na die sondeval Christus doen dit. Hy berei die plek voor. Hy is besig om vir elkeen van ons 'n plek voor te berei. Hy ken ons, hy weet waarvan hou ons, hy weet wie ons is, hy weet wat ons, hoe ons saamgestel is, talente en gawes ook. Ek is oortuig daarvan, daar gaan ook weer eens 'n mate van talente en gawes en goed wees in die nuwe hemel en nuwe aarde. Ons gaan besig wees. Ons gaan regeer oor hierdie nuwe hemel, nuwe aarde, en dan gaan ons dit wat ons doen as offerhandes bring na die nuwe Jerusalem. Ons gaan vir God kyk, sê, kyk wat het ek gedoen. Kyk, ek het gedoen. En daar gaan geen belemmering wees nie, want terwyl ek het beplan, terwyl ek het doen, en wanneer ek het aan God bring, dan gaan daar niks wees wat maak dat hy ontevrede gaan wees daarmee. Alles gaan tot sy eer wees. En hy gaan alles wat ek doen, aanvaar ten volle. Daar gaan geen skeiding wees nie, daar gaan niks verkeerd wees nie, daar gaan geen probleem wees nie. Ons gaan besig wees. Ons gaan permanent besig wees in lofprysing. Ons gaan baie moontlik 'n vorm van die kultuuropdrag op die nuwe aarde vervul. Nou natuurlik gaan die bewoon volmaak vol wees. Daar gaan nie nuwe onse kom nie. Kyk, daar gaan net die uitverkorenes gaan daar wees. Maar ons gaan besig wees. En ons gaan ontwikkel. En ons gaan sien waarop ons nou uitmis. Kyk net 'n bietjie na wetenskap, as hulle nou ek weet nou nie, ek sien baie in dit ingelees nie, maar as jy gaan kyk, hoe min, blykbaar, volgens die mense wat weet van hoe min van ons brein ons gebruik. Wat van die res? En as jy dan gaan bietjie kyk na die hele veld van nootropics byvoorbeeld. Goed wat nou nie dwelms is nie, wat jy kan gebruik net om jou fokus en jou en al die meer goedjies wat mense, ek wil nou nie te veel in dit ingaan nie, maar dis baie duidelik dat ons brein funksionering baie beperk is. En dan gaan beperk ons dit nog al hoe verder met dinge wat ons doen. Allerhande dinge. En dan sal jy ook nog sien hoe die in sonde gevalle mense ook daarvan hou om sy brein nog af te stop.
nog verder af te stomp, want hy kan nie eers deel met wat sy brein nou kan doen nie. Ek bedoel, wat is dwelmmisbruik anders as dit eintlik? So jy stomp jouself al hoe verder af, want dit is net amper te veel. Jy's in staat tot baie, maar die skepping kan nie vir jou gee wat die skepping moet gee nie. Verstaan? As ek iets in my kop beplan, dan kan ek 'n baie mooi tafel bou, maar sodra ek 'n hout en saag vat, dan wil hy nie so mooi werk nie. Verstaan? Daai tipe van scenario wat afspeel. So daar gaan werk wees, daar gaan musiek wees, ek is oortuig daarvan, daar gaan kuns wees, daar gaan al die tipe van dinge wees, en dit gaan alles tot eer van God wees, en gaan alles mooi wees. En as jy mooi daaraan gaan dink, dan kan 'n mens nogal dink hoe jy sonder tyd vir ewig en ewig sal kan besig wees, en sal kan gefascineer kan bly, en sal kan verwonderd kan bly, en net onophoudelik verwonderd sal kan wees oor dinge. So dit gaan glad nie boring wees nie, ek het hand gesien. Ons gaan God ten volle ken. So gaan die skrif nog daar wees en ons gaan lees en leer en verstaan. Ons groei in ons geloof. Ons gaan God nooit ten volle ken nie. Okay, want met die hele scenario wat die skrif ons skets, bly dit nog steeds skepping gebonde. Okay. En as jy mooi gaan kyk na die eerste vers in Genesis, in die begin, God is buite die skepping. En 'n baie plat manier om dit te sê, maar ons brein kan dit nie vat nie, is om te sê, alles wat nie geskape is nie, is God. So God het in ewigheid voor die skepping bestaan, sonder tyd, sonder plek. Al die dinge wat ons so nodig het, net vir ons kop om te werk, was God absoluut sonder gewees. So dit gaan jy selfs dan nie kan begryp nie, want jou bestaan gaan skepping gebonde wees. Goed, maar dit is dan ook 'n groot troos, is dat ons gaan nooit nog steeds ophou leer van God nie. As jy net gaan kyk na die skepping al klaar nou hierso, as jy net die nuus bietjie afsit en jy skakel bietjie die negatiewe gedeelte van jou brein af en jy kyk nie na die skepping om jou, soos wat hy hier is. Hoe wonderlik is dit, hoe mooi is dit, hoe besonders is dit, net jy gooi 'n saadjie in die grond en oor 'n paar weke eet jy die slaai. Ek bedoel, how does that happen? So as ons met ons beperkte verstaan al klaar so gefascineer kan wees met die skepping, en as ons met ons beperkte vermoëns al klaar so betrokke kan wees met die skepping, waar mis ons uit? En met alles wat die mens doen, energieopwekking, met alles wat ons hier probeer, het jy 'n voordeel en aan die ander kant het jy 'n nadeel. Daar's nooit 'n balans nie. Jy weet, die hele debat van elektriese voertuie wat nou weer afspeel. Ja, electric vehicles gaan al ons probleme oplos. En dan kom jy aan ouens en sê, maar die krag moet nog steeds iewers opgewek word. En het jy gesien hoe lyk dit waar die mense die grondstowwe vir die batterye myn? Het jy gesien wat jy besig om te doen? So ons kan net nie daai balans kry nie. Op die nuwe aarde gaan daar perfekte balans wees. En ons grootste probleem, wat ons nou ervaar, gaan weggevat wees, want energieopwekking gaan nie nodig wees nie. Okay, want daar gaan God wat lig is, gaan die lig gee. Jy gaan nie moeg word nie, jy gaan nie verstaan. So daar gaan 'n perfekte balans en harmonie wees, en daar gaan geen belemmering wees tussen die skepping en die mens nie. En dit is wat met die sondeval intree, en dis wat Noag se pa ook sê, miskien gaan hy die een wees wat ons verlos van hierdie swaar kry. So ons probeer hy die skepping kry wat ons nodig het, maar dit word al hoe moeiliker, want ons besoedel en ons breek, en ons maak droog, en ons breek af. In elk geval, so ek hoop dat dit bietjie vir julle 'n ander perspektief gee, dat dit bietjie minder mystiek en misterieus word, en dan die ander ding, net oor die kontinuïteit, wat ek net vinnig wil noem, en
daar is die Heidelbergse Katekismus vir ons 'n baie onderwyser in vraagwoord 58. Ons siele is nie ewig nie, ons siele is onsterflik. Goed, so jy word lewendig wanneer jy mens word. Okay, so dan begin jy. Nou, jou siel egter, wanneer 'n mens se siel tot lewe kom, sterf hy nooit. Het jy al daaraan gedink? Jou siel sterf nooit. Selfs wanneer jy doodgaan. Het jy al daaraan gedink? So, daar's nie 'n oomblik wat jy uitblip nie. Daar's nie 'n oomblik wat die ligskakelaartjie afgaan nie. En as jy die Heidelbergse Katekismus gaan lees, vraag en antwoord 58, dan sal jy mooi sien dat jy gaan direk na Christus toe. Jy gaan jou sterwe besmoontlik ten volle beleef. Paulus sê ook 'n geestelike, geheellikte liggaam. Ja. So jy het 'n geestelike liggaam. Nee, maar as ek nou daar gaan praat, gaan ek in die moeilikheid kom, want ek het nou nie dit voorberei nie. Maar ja, daar is dit is dit, maar wat nou belangrik is vir my is net daai kontinuïteit dat ons sê jou gees en siel is sinoniem. Okay, kan mense wees wat van my verskil, okay, maar dit is dieselfde ding. En daar's 'n goeie rede hoekom ek dit sê, maar ek wil ook nie nou in daai debat gaan nie. Ons kan 'n ander keer daai debat hê. Ek gaan net weer moet voorberei voordat ons dit doen. Nou, die bottom line is op die einde van die dag, ek gaan wanneer ek in die hemel kom weet dat ek is. En ek gaan weet ek het nou net dood gegaan. En ek gaan weet waar ek is. En ek gaan weet wat het gebeur. Dit is nie een of ander, dis nie asof daar ewe skielik 'n uitveer was en ek is ewe skielik soos, hey, wat's hierdie? Wie's ek? Verstaan? Ek gaan soos ek Ben Bron het nou net gesterf en ek is nou by Christus. En ek ken hom want hy het homself aan my openbaar en hierdie is great en kyk hoe lyk dit en wonderlik en dit jy gaan net heeltemal oorstelp wees en dit lofprysing gaan net natuurlik kom want jy gaan omring wees deur dit wat daar afspeel wat ons van in Openbaring lees en jy gaan God aanskou en jy gaan nie meer moeg wees nie. Jy gaan nie en die pyn wat jy besmoontlik gehad het of wat ook al die onsekerheid als gaan weg wees. En dit gaan net lofprysing wees van die begin af. En dit gaan die primêr wees, né? Dit gaan die primêr wees. Dat jy daar is en dat jy dit doen saam met medegelowiges. En onmiddellik wat ons ook baie keer nie aan dink nie, is jy gaan basies alles in gemeen hê met die skare wat jou omring. Daar gaan nie 'n snaakse awkward ken mekaar oomblikkie wees of wat ek al nie, want almal gaan net gefokus wees op God se heerlikheid. En enige wat ook al kommunikasie of enigiets wat daar, dit weet ons nou hoe nie, wat, maar enigiets wat verder van daar gaan gebeur, gaan bloot op dieselfde, nie eers veronderstelling nie, maar dieselfde waarheid plaasvind, dat daar's God in sy heerlikheid, en ons mag hom aanskou. En dan kom ons by die kwessie van kontinuïteit, dat daar is daai kwessie van teenstelling, dat jy gaan onthou waar jy was, en jy gaan weet waar jy nou is, en jy gaan besef, dat die eina wat jy gehad het, en die hartseer wat jy gehad het, en die tekortkominge wat jy gehad het, is nie meer nie. En dit is nog 'n ding wat ons net 'n bietjie ons denke gaan moet verander, want ons het weer eens daai ding wat dat ons sê, ja, maar in die hemel is alles reg en alles goed, en hoe gaan ons dan kan onthou van ons lewe hier op aarde? Nou, onthou is iets anders as die actual ding. So, dan kom ons by die trane afvee kwessie. Okay, want ons gaan
tot in 'n mate lyk dit vir my in die hemel 'n hartseer besef hê. Ons gaan in die hemel 'n hartseer besef hê. 'n Hartseer besef. Want hoe staan daar andersins trane om af te vee? Maar dit sal nie konstant wees. Hoe? Ekskuus? Dit sal seker nie konstant wees Nee, nie. nee. Maar watse vorm neem daai afvee van die trane af? Dit is vertroosting. Vertroosting. Ek dink ek gaan baie verlig wees wanneer ek in die hemel is. Dit is soos om op vakansie te gaan. Okay, stresvolle tyd en as jy nog 'n klomp kinders het en jy het 'n vrou wat 'n ding ordentlik kan pak, jy weet, die 3 dae, 4 dae week voor 'n vakansie is 'n besige tyd. Goed, alles moet in sy sakkies en die klere en alles en dis great, want dan is die actual vakansie baie makliker. Maar daai wat jy op die vakansie aankom en jy het gery en jy's moeg en als jy gaan sit in daai stoel en jy is soos okay. Daar's die seën. En dit wil vir my in die skrif voorkom asof ons daai tipe van, dis 'n baie simpel voorbeeld, maar asof ons daai tipe van ervaring ook in die hemel gaan hê. Dis verby. Daai swaar kry, die seer, die moeite, dit wat ek van verlos wou wees, dit wat my terughou, is verby. En dat jy dan, hoe dit fisies dan vorm gaan neem, weet ons nie, maar dat dit so beskryf word in die Bybel, dat dit is asof jy basies op God se skoot sit en huil, en hy vat sy hand en hy vee jou trane af. En hy sê, dis nie meer nodig om te huil nie. Dis diep, né? Dit is besonders. En dit is wat ek sê, dit is hoekom ek 'n sterk argument maak vir kontinuïteit. 'n Sterk argument maak vir hoekom ek en Caroline besmoontlik in die hemel sal kan sit en sal kan gesels en praat oor hoe ons kinders groot gemaak het hier op aarde en wat regtig moeilik was en waar die Here ons gedra het deur moeilike tye tot sy eer. Dis nie asof ons obsessief gaan terugkyk nie, maar ek in my wese, in my gees, is die ek wat in die hemel gaan wees en is die ek wat saam met Christus op die nuwe aarde gaan regeer. Ek gaan nie uitgevee word nie. Ek gaan nie iets anders of iemand anders word nie. En dit breek my brein 'n bietjie. Maar dit is vir my 'n groot troos ook. Dat dit wat ek, en dit is die laaste punt wat ek net wil maak, daar's nog baie wat ek kan sê, maar, en onthou, hierdie is alles, asseblief, jy's baie welkom van my te verskil. Maar dit is in die Genesis tot Openbaring Bybelse lyn, hoe dit vir my sin maak, en ook nou met my studie in Openbaring. Nou, ek gaan nou kans gee. Nou, dat 'n mens op die ouene van die dag baie troos daarin kan vind, dat jy is jy, en dit wat jy hier op aarde doen, en dit wie jy hier op aarde is, en dit wat jy hier op aarde bou, en die werk wat jy doen, en alles, gaan saam met jou. Ek gaan myns insiens, na my sterwe hier op aarde, gaan ek kan onthou, dat ek 'n gitaaronderwyser was, en dat ek hierdie Bybelstudies aangebied het, en dat ek dit gedoen het, en ek gaan net 'n baie beter perspektief hê, en die sonde van my gebrek aan ywer baie keer terwyl ek my dagtaak verrig, gaan nie meer 'n klad op my wees nie, dis vergewe, dis weggewas, maar ek gaan tog dankbaarheid hê vir daai vergifnis. So, hoe gaan ek dankbaarheid hê as ek nie weet waarvoor ek dankbaar moet wees nie? Ja? En dit veroorsaak trane in die oog. Ja. Dankbaarheid vir die vergifnis. Dit ook, maar ek dink ook die absolute hartseer, en dit is vir my tot in 'n mate waar ook die martelare onder die troon inkom. Hulle weet hulle het seer gekry.
Hulle weet hulle is vervolg, hulle weet hoe het dit gevoel om deur die helfte gesaag te word, mag dit nooit met een van ons gebeur nie. Ja, verstaan, hulle weet, hulle kan dit onthou, en hulle soek wraak vir dit, maar hulle weet ook wraak om God toe, en hulle sê vir hom asseblief neem wraak, want die mense wat dit gedien het, verdien dit, en dit word in die hemel gesê, gaan lees my Openbaring. Okay, so dis 'n vinnige, net om jy die ratte in julle koppe aan die gang te kry, dat julle net 'n bietjie anders dink, maar ek dink, dis hoe die Bybel dit vir my duidelik maak. God werk met my swakheid, ten spyte van my sonde, tot sy eer. Nou, hoekom gaan hy nou op 'n punt ewe skielik sê, maar dit wat ek aan jou gedoen het, en dit wie jy was, en die pad wat ek met jou geskap het, is eintlik nie werd om hier in die hemel te wees nie. Kom ons vee dit net liewers uit. Dit is klaar uitgevee. Hoe is dit uitgevee? In Christus. Soos wat ek nou kan onthou, die bitter baie sondes wat ek al aangevang het, en wat ek nog steeds aanvang, maar ek is in 'n lewe van heiligmaking. Né? Christus het aan onreines gevat, dit het hom nie onrein gemaak nie. Ons moet daai perspektief begin kry, dat die antwoord op die sonde is nie 'n totale, dit bestaan glad nie meer nie, maar dit bestaan nie, want dit is betaal in Christus se bloed, maar tog het hy daarvoor betaal, so dit bestaan. Verstaan julle wat ek sê? Ons moenie maak asof die hemel soveel en die nuwe aarde soveel anders gaan wees as wat ons nou reeds beleef nie. Want wat kan ons doen? Ons mag tot God nader in gebed. Waar dink jy is jy as jy bid? Voor die troon van God, sonder dat hy jou vernietig, jy is in sy teenwoordigheid. Waar dink jy is jy as jy 'n gelowige is nou op hierdie oomblik? God woon in jou, die heilige God woon in jou, en jy bly staan en jy bly lewe. Dink daaraan. Dit is hoekom ek sê, ons moenie die fout maak om te dink, daar gaan nou 'n massiewe bedelingsverandering kom nie. Ons is klaar in daai bedeling. Dit gaan net sy volheid bereik. Dit gaan net groter, voller en mooier word. Hier was 'n ander vinger eerste. Ja, ek wou twee dinge sê. Die eerste ding is die asem wat God in Adam ingeblaas het. Dis nog steeds ons lewe. Ja. Ek dink dit verwys na dit wat jy gesê het, dat ons vir altyd, dit hou nie op sal nie. nooit ophou nie. Ja, en dit is ook waar Romeine 8 se einde so mooi is, né? En ek sê dit nou baie plat as ek nou praat en met mense praat en alles, maar die dag wat jy die tool kan ontwerp, wat 'n gees kan vang, en die Heilige Gees uit my uit kan haal, dan gaan ek begin stres. Maar jy kan nie. So jy kan my klere vat, jy kan my met 'n swaard doodmaak, jy kan my 'n slaaf maak, jy kan alles vat wat ek het. Jy kan my honger maak, ek kan siek word, ek is nie bekommerd nie, want nie een van daai dinge kan die Heilige Gees van God uit my uithaal nie. Nie een van daai dinge is 'n tool wat dit uit my uit kan haal nie. Ek het die lewe. Jy kan niks doen wat dit by my gaan wegvat. Okay, en dan die tweede ding? Die ander ding is, jy het erbij uitgekom, dat ons is deur Christus se bloed gewas, en daarom kan ons in God, in die hemel wees saam met God. Absoluut. So, en ek het dit ook gisteraand by die Bybelstudie gesê, ons moet mooi oppas hoe ons dink God na ons kyk. Hoe sien God ons? Hy sien ons sonder vlek of rimpel. Alreeds. Hoekom? Want ons is skoon gewas deur die bloed van Christus. Ja, ons sondig nog steeds. Ons moet die sondes bely, maar is ook nie die sondebelydenis wat maak dat ons sonde vergewe word nie, né? Dink mooi daaraan, soos wat die offers in die Ou Testament nie vergifnis bewerk het nie. Wat vergifnis bewerk, en die een ding wat vergifnis bewerk, is Christus se kruisdood vir die uitverkore kinders van God. Dis die een ding wat dit bewerk. Nou moet ons ook oppas dat ons nie
onsself in 'n posisie sit waar ons dink ons weet beter as God en ons kyk heeltyd na onsself en ons sê soos, maar ek is nie werd en wat. Ja, in ons sondige natuur is ons die man Christus. Kyk ons Vader in die hemel na ons en ons is, soos wat in Openbaring 14 dan na die 144.000 gedeelte staan, hulle wat hulle self nie met vrouens besmet het nie, hulle wat die lam oral gevolg het. Wat beteken dit om die lam oral te volg? Dit beteken jy is nie besig met afgoderry nie. Wat is afgoderry? Dis as jy afgaan van die lam af. Jy volg hom nie. Almal van ons is skuldig aan afgoderry. En tog vorm ons deel van die kerk wat saam met die lam op Sion staan met die naam van die Vader en die Seun op ons hoof. En daar word van ons gesê dat ons het nie die lam verlaat nie, ons het hom al die pad gevolg. En dis hoe God ons sien, in Christus. En dis belangrik, ons is werd om in sy teenwoordigheid te wees, want ons is duur gekoop. Ons moenie die bloed van Christus goedkoper maak nie, ons moet dit nie McDonald's maak, as dit 'n 7-gang maaltyd is nie, as ek dit nou baie plat kan stel. Christus se bloed het vir ons sondes betaal, ons Vader in die hemel is lief vir ons, hy kyk na ons is skoon gewas, en hy sien nie ons as iets wat nie in sy teenwoordigheid mag kom nie. Hy wil ons in sy teenwoordigheid hê. Hoekom het God geskape? Hoekom het hy geskape alles? Tot sy eer. Tot sy eer, maar wat? Hoekom? Hoekom? Dit ook, hoekom? Hy wil kommunikeer met die mens. Hy wil ons by hom hê. Nie omdat hy alleen was nie, hy was in homself gemaak. Hy het gekies, hy soek die mens by hom. Daar's niks wat hom soveel vreugde gee, in terme van die skepingsorde, dat die mens by hom is nie. Dit is wat hy wil hê, dis hoekom sy seun gesterf het. Dit is sy hart, hy soek die mens by hom. Ja. Ja. En hy het dit al beplan, voordat hy nog die skepping gemaak het. Ja, in ewigheid. Voordat hy die skepping gemaak het, het hy al beplan om 'n sekere hoeveelheid mense vir hom eenkant te hou. Ja, absoluut. Ok, goed julle, ek moes nou dink vandag. Ok, laaste een, Tannie. Eerste een vir my. Ja. Ons gaan almal erken, want die vertroosting en verdriet, gestel nou net, jy gaan erken en jy mis iemand, van jou familie, vriende, maak op die slag vir jou eie kinders of wat. Dink jy nie, jy gaan dan ook daai vertroosting nodig het en verdriet hê? Het God daai verdriet? Het God daai verdriet? Oor mense wat verlore gaan. Ja, want dit is nie waarvoor die mens is nie. Die mens in sy ideale vorm is in gemeenskap met God. In Genesis 6, God het baie smart gehad. Ja, okay, dit verskaf God ook geen vreugde nie, maar in sy regverdigheid, omdat die in sonde gevalle mens sy eer aantas en aan hom ongehoorsaam is, moet hy daai mens straf. En dis nie iets waaroor God homself skaam nie. En dit is iets waarby ek nou nie vandag uitgekom het nie, maar dis vir my ook redelik duidelik uit Openbaring, dat daardie straf in die hel gaan tentoon gestel word in die ewigheid. Nou, wil ek weet, gaan ons miskien as ma, dat jy daai verdriet gaan ervaar, en dat jy dan ook die vertroosting nodig het. Ek dink daar gaan 'n vorm van daai tipe van verdriet wees, maar dit gaan nie wees in die sin wat ons dit nou in 'n in sonde gevalle wêreld ervaar nie. Dit gaan in lyn wees met God se verdriet oor die feit dat daar 'n val was. Oor die feit dat nie almal in die hemel is nie. Oor die feit dat die mens ongehoorsaam was. Oor die feit dat Satan en die derde van sy engele geval het. Selfs al was dit in ewigheid so bepaal. So, ja, maar weer eens, daardie verdrietsbesef en daardie verdrietservaring gaan deel vorm van die algehele verheerliking van God. Want hy is regverdig.
hy besluit. Soos nou ook, ja, daar's in die kerk verdriet as tug oor 'n lidmaat toegepas word. Goed? Hoopelik. Daar's verdriet. En dan moet ons ook besef tug word, jy weet, dis mense wat tug toepas, so daar gaan foute wees, etc. Maar kom ons sê in 'n scenario waar tug 100% regverdig, reg toegepas word en iemand word afgesny van die kerk. Daar is verdriet. Maar in daai verdriet is daar ook vreugde, want die kerk van Christus word rein gehou. Ok, want dis gevaarlik as die kerk nie rein is nie. Nou, Kyk ook maar na nagmaaltaal en al daai goed. Ons het nou, hier gaan ons. Laaste een. Ek het dan die reg geantwoord. So, weer eens, die eenvoudigste manier waarop ek hierdie tipe van beginsel kan verduidelik is, as lidmate in 'n kerk, is ons tot in 'n groot mate, hoe gaan ek dit sê? Is ons tot in 'n groot mate los van onsself. Want op een gegewe Sondag, in enige gemeentebasis, is daar hartseer aankondigings en bly aankondigings. Iemand het gesterf en 'n kind is gebore. En jy, wat hartseer is, omdat iemand naby jou gesterf het, moet ten volle blydskap ervaar, saam met hulle, wat nou net 'n kleintjie ontvang het. En hulle wat die kleintjie ontvang het, en ten volle bly is, moet ten volle hartseer saam met jou ervaar, omdat jy iemand verloor het. So in die geloof is dit moontlik om op dieselfde tyd ten volle bly en ten volle hartseer te wees. Gaan dink 'n bietjie daaroor. En dis iets wat ons in die kerk 'n bietjie moet oefen. Want jy kan nie 'n geleentheid laat verbygaan om bly te wees saam met hulle wat bly is nie. Jy kan ook nie 'n geleentheid laat verbygaan om hartseer te wees saam met hulle wat hartseer is nie. So jy moet tegnies lidmaat A in trane 'n drukkie kan gee omdat hulle 'n geliefde verloor het en kan omdraai en in die grootste vreugde sonder trane met gelag en blydskap iemand kan gelukwens omdat hulle 'n kleinkindryker geword het. Verstaan, want dit gaan nie oor my meer. Dit gaan oor God se goedheid. En as jy God se goedheid en God as soewerein agter dit alles begin sien, dan is jou emosies op die agtergrond, want dit gaan oor God se eer. Dit gaan eerstens oor hom, hy wat in jou lewe. Ons is, ek kan nog kans gee vir 1, 2. Hier was Jassie, jy het ook nog hier kans gehad. Okay. Ja, nee, ek wil net sê, as ons in die hemel is, hier op aarde is ons bekommerd oor kinders en familie ensovoorts. In die hemel weet ons, God is goed en reg. Ja. En ons hoef nie bekommerd, ons sal nie bekommerd wees Nee. oor ons kinders en kleinkinders wat ons Ja. agterlos in 'n wêreld waar jy weet die geloof gaan eintlik nie meer bestaan. Ja. Maar jy weet God is reg. Ja. En regverdig en sy wil geskied. Ja. So die ewige oordeel in die hel, wat God vel, verskaf hom geen vreugde nie. Want dit moet gebeur, as gevolg van sy reg. Op dieselfde manier sal ons ook nie vreugde daaruit put nie, maar wat lees ons by die lied van Moses? Hulle sing, want die farao en sy mense is in die see gegooi. Wat lees ons in Openbaring, die see van glas? Kerk staan langs die see van glas en hulle sing, en dit lyk vir my asof die see van glas die plek is waar God se oordeel tentoongestel word. So dis vir my baie moeilik, ek dink nog baie daaraan, ek werk nog baie daaraan in my gedagtes, maar ons moet ook weer eens besef dat emosies en emosionele belewing alreeds vir ons as wedergebore Christene op 'n ander vlak lê, en dan in die hiernamaals gaan dit nog op 'n ander vlak lê. Want dan, soos wat ons nou God se reg en sy regverdigheid en sy getrouheid en goedertierenheid as die maatstaf van alle dinge en alle belewing gebruik, gaan dit in die hiernamaals nog suiwerder wees. En ek is oortuig daarvan, soos wat God hartseer kan ervaar,
en hartseer dis nie 'n slegte ding is nie, sal ons ook in die hiernamaals, wanneer ons met die oordeel oor die gevalle mensdom gekonfronteer word, sal ons God loof en prys daarvoor, maar dit sal ook by ons 'n vorm van hartseer sal dit by ons werk. Ok, ek hoop julle het baie om aan te gaan dink. Ok, maar die ding wel gaan lees Hebreërs 11, ons moet uitsien. En ons moet hieraan dink, en dit moet vir ons tasbaar wees, ons moet dit amper kan voel, want dit is een van die dinge wat God vir ons in sy genade gee, om ons deur hierdie gebroke wêreld te kry. Ok, hy gee dit vir ons, en Abraham het dit gehad, en Noag het dit gehad, en hulle almal het gesien, hierso is stikken, hierso is moeilik, hier is moeilik vir ons, maar ons hou vas aan die belofte, en wat is die belofte? Heerlikheid, wonderlikheid, mooi, goed, geen pyn, geen seer kry, en ons het min tyd hierso, julle, laat ons dit gebruik, Tannie, ek moet afsluit. Vinnig, yes. As ons hier al gelowig is ons klaar besig met God se hemelse koninkryk. Ja. Ons gaan nie sterf nie, ons leef net verder voort en Presies. ons gaan oor. Ja, dankie vir dit. Ja, dis 'n oorgang, né? En dit is dankie Tannie. Dankie, ek is bly ek het Tannie nou die geleentheid gegee. Onthou, jy gaan voort. Jy hou nie op nie. Jou geliefdes het nie opgehou nie. Hulle gaan voort en hulle wag saam met ons vir die belofte om volëindig te word. Kan ek vir ons afsluit? Ons Vader wat in die hemel is, baie dankie vir die rykdom van u evangelie, dat ons mag weet dat u ook 'n wonderlike en heerlike plan het vir die herstel van alle dinge. Gee dat ons sal uitsien en dat ons sal blydskap en vreugde hê met die vooruitsig wat u ons gee. Gee dat ons ook so sal lewe hier op aarde, soos mense wat al reeds die belofte ontvang het, en dat ons mag weet dat dit wat u sê, ja en amen is in Christus. Gee dat ons ook deur die krag van u Gees ons werk hier op aarde sal kan doen. Gee dat ons ook saam met die kerk in die hemel sal sê, hoe lank nog, Here Jesus, kom gou, maar dat ons ook geduldig sal wees, en dat ons sal bid vir hulle wat ook die evangelie verkondig en versprei, dat die getal vol sal word, en gee dat dit 'n baie vol getal sal wees, dat daar nog baie tot geloof sal kom. Daar is soveel mense hier op aarde wat u nie wil ken nie, wat ook nog nie van u gehoor het nie. Gee dat die lig van die evangelie baie ver sal gaan, en dat alle volke, nasies en tale ook u evangelie sal hoor, ook daar waar hulle baie afgesonder is, en waar dit baie moeilik is vir mense om uit te kom, om u woord te verkondig. Ons vra en bid u dat u ons naby sal wees in die res van die dag, dat ons u wil sal doen, en ons bid u die dinge in Christus naam alleen. Amen. Ok. Lekker dink julle. Dan sien ons mekaar DV oor 2 weke.